Okay, so julle sal wonder hoekom sit ons drietjies nou hier soos uile op 'n kluit. Maar ons het 'n belangrike aankondiging om te maak vir julle as gemeente. Nou Pieter en Shanay het die laaste ruk en veral na die geboorte van hulle tweede seentjie wat nou onlangs was. Hoe oud is hy nou? Hy is nou 3 maande. 3 maande. Het hulle 'n geweldige begeerte begin ontwikkel om nader aan hulle familie te woon. Want hulle familie is almal in die Noord-Transvaal en ons stap 'n baie lank pad al saam met Pieter se ouers spesifiek. Ons het Pieter se ouers ontmoet toe hy 10 was. 10? Klein 10, groot 10. Ja, ek dink nie Pieter was ooit klein nie. Maar 'n amazing familie wat almal in ministry is, wat so gesalfd is en ons het vir jare lank daar gaan bedien in Messina toe hulle nog daar was en ook in Rustenburg. En so die behoefte het gegroei en so 'n tydjie terug is Pieter genooi om 'n gemeente te gaan bedien in Pretoria. En terwyl hy daar is, het 'n vriend van hom gesê, daar is 'n gemeente in die omgewing wat iemand soek as 'n hoofprediker in die gemeente, senior leiers. Hoekom doen jy nie aansoek nie? En dan was soos, ek is nou hier, I might as well. En hy het aansoek gedoen en na 'n paar mense wat gekeer is, het hulle die pos vir hom aangebied as senior leiers in 'n gemeente. So, maar waar die awesome ding inkom, julle, en dat julle kan sien hoe God se hand werk in hierdie ding. Ons het 'n maand en 'n half terug het ek en Gary 'n profetiese woord ontvang wat gesê het, die werk wat ons gedoen het al die jare in die tradisionele kerk, en ons het vir 22 jaar bedien in tradisionele sirkels. Daar was baie saad gesaai en ons het nie altyd self die vrug daarvan gesien nie, maar die Here sê die saad lê nog steeds daar en hy gaan jong mense stuur wat gaan daai saad vat wat ons geplant het en gaan hardloop met daai saad en ons gaan die vrug daarop sien. Min wetende op daai stadium nog dat dit Pieter gaan wees, want die gemeente waartoe hy beroep is die familiegemeente in Delmas, net buitekant Pretoria, waar ons 30 jaar gelede het ons vir 'n paar jaar na mekaar elke maandag aand gery van Pretoria na Delmas. Dit was 'n herlewingstyd in daai presies dieselfde groep waar hy gaan. Het Gary vir jare lank elke week gaan bedien en dit was, ons het regtig die Here sien beweeg. So die hoeveelheid saad wat gesaai is deur ons ministry van daai tyd, die Here se ministry deur ons, gaan hy nou gaan en hy en Shanay gaan oes en ons is so opgewonde om die vrug van dit te kan sien. Amen. Ek dink wat vir ons so uitgestaan het, is een van die groot redes hoekom hulle ons oorweeg het, is omdat ek 'n seun van Gary is, omdat ons kinders in hierdie huis is en daar's soveel ou wells wat ons vertrou die Here gaan oopmaak, soveel van die herlewingswells wat weer gaan oopmaak en ons het volle vertroue in dit. Ek dink toe hulle vir ons sê Delmas en die ou sê vir ons hoorie daar's in Delmas. Toe moes ons dit gaan Google. Maar ons het 'n opgewondenheid, ek dink terselfdertyd hierdie hartseer om weg te gaan. Maar ek dink een van die groot goed wat die Here die laaste ruk by ons kom doen het, is om ons net konstant te herinner, julle verlaat al Kaapstad, but you're not leaving the family. En ek dink, dit wat ons die laaste 7 jaar in die bron beleef het, dit wat ons gekry het in terme van restoration en selfs revival in ons eie gees, was so powerful en so significant. En dis iets wat ons gaan mis, maar terselfdertyd baie excited vir dit wat kom. Goed, so hoe lyk dit nou? En ons daar's nog tyd, hulle gaan eers einde Julie, so daar sal nog 'n ordentlike afskeid doen met hom en met Shanay en die kids. Maar intussen, net dat julle weet, prys die Here, hy gaan nie weg nie, hy bly hier en hy is oral. So hoe lyk dit dan vir die pad vorentoe vir ons wat Invasion aanbetref spesifiek? So julle sal sien, en ek seker julle het opgelet, dat die afgelope jaar al het daar 'n oopbrigting gekom en 'n handevat in 'n collaboration tussen Firekids en Invasion, en Pieter en Justine het hande gevat, en die seën wat ons gesien het op die eenheid van dit, ek bedoel, julle het laasweek gesien, ons jong mense, en hoe passievol hulle is oor die Here, en die vrug op daai eenheid. So, as gevolg van dit, was dit 'n natuurlike uitvloeiing vir ons, om hierdie besluit te neem, om 'n oorkoepelende, nuwe bedieningsafdeling te skep by die bron, wat die hele volgende generasie insluit, met ander woorde, laerskoolkinders, hoërskoolkinders, en dan studente eendag, en die droom is om nog 'n diensjaar op die been te bring eendag, maar om dan
Die naam is ons nog besig om by die Here te ontvang. Wat dit gaan wees, maar dit is die volgende generasie bediening. Waaronder Firekeys, waaronder Invasion, waaronder 'n toekomstige studentebediening sal val. En ons het dit as 'n natuurlike uitvloeiing gesien dat Justine dan aangestel word as die hoof van hierdie Next Generation bediening. As gevolg van haar passie vir die Here, haar passie vir jong mense, haar passie om die woord by jong mense uit te bring en die geweldige salwing wat op haar lewe rus om dit te doen. Wat beteken Justine sal leierskap oorneem by Invasion en beteken nie sy gaan weg by Firekeys nie. Die detail van dit alles is die Here besig om te download nog, alles het baie vinnig gebeur, maar ons is baie opgewonde want ons ken Justine se hart en Justine is een van daai mense wat jy moet sê, wow nou, dis 2 uur, sit af die lig en gaan slaap, want sy sal net deur die nag gaan, want haar ywer en passie vir die koninkryk is 100% volstoom. So ons is baie opgewonde, baie geluk met jou nuwe aanstelling. En ons weet dat alles wat jy jou hand aan sit, seën die Here, want jou hart is op die regte plek. En ons kan nie wag om te sien wat die Here gaan doen met hierdie volgende generasie bediening en hoe dit alles gaan uitspeel nie. So jy kan gerus vir ons 'n bietjie meer vertel. Baie dankie. Ons hou al vir 3 weke stryd. Ons is baie lief vir Pieter. Dit was 'n verskriklike voorreg vir my om so nou saam met jou te kom gewerk het en Dankie. En ons Selfde. En wat ons ervaar het, die Here het hierdie ding geïnisieer voordat ons geweet het wat God se plan was om Pieter hulle uit te plant, het hy hierdie merging, hierdie unity tussen die 2 ministries het hy geïnisieer. Ons het begin kampe saam doen, ons het begin leierskap, opleiding begin saam doen. Julle het gesien, Firekeys en Invasion doen training saam. Ons het saam op 'n kamp gegaan, Firekeys het saam met Invasion gaan kamp, Invasion se volunteers het saam met Firekeys kom kamp. En dis asof die Here daai vers van when there's unity, God commands a blessing. Dis asof hy dit op ons harte gesit het en oral waar daar division was, hierdie ministry is apart, daai ministry is apart, daar's 'n mate van blessing wat jy kan kry, maar wanneer die liggaam van Christus saamkom, wanneer ministries en age ministries saamkom, is daar 'n ander dimensie wat losbreek en ons het die voorreg gehad om dit te hê. So ons is verskriklik opgewonde vir hierdie nuwe era wat vir die bron ook wag en ons weet wanneer God add, is daar nie verlies nie. So Pieter word ge-add in die koninkryk. Hy word uitgestuur om die passie vir Jesus en die passie vir die woord en die passie vir die Heilige Gees en vir die Vader na Noordwes, waar Mpumalanga toe te vat. Ons leer nog geografie die week. Maar Mpumalanga toe te vat en ons is verskriklik opgewonde, Pieter, want ons sien God se hand op jou en Shanae en ons het die voorreg gehad om saam in ministry te wees en ministry partners te wees en dis iets wat ons baie oor gehuil het, dat ons moet vereers afskeid neem van dit, maar terselfdertyd weet ons, wanneer God beweeg is daar nooit verlies nie. Daar's nooit downgrading nie, daar's altyd upgrading. So as daar upgrading vir Delmas is daar upgrading vir die bron, daar's upgrading vir Firekeys, daar's upgrading vir Invasion, daar's upgrading vir die studente. Die blessing van God in unity, om daai bridge the gap tussen verskillende ouderdomme, laerskool na hoërskool, hoërskool na young adults en studente na die groot gemeente toe. En die vers wat die Here op ons harte gelê het, dit is hoe ons Firekeys gebou het, train up a child in the way he should go. Dis kinderbediening, van baba tot graad 7, and when he is old, dit is van tieners, dwarsdeur, tot wanneer hulle ouer is. They will not depart from this way. So ons voel, daai is die vers wat die Here vir ons gee vir hierdie volgende generasie bediening wat hy birth, that we are going to train up children from cradle to college to have a passion for God, to have a fire for God, om vir Jesus te lewe en 'n verskil te maak in die area waar hulle is. So ons is verskriklik opgewonde. Baie dankie. Daar sê, so hulle is nog hier tot die einde van Julie, gelukkig of ons nie nou al kwaai te sê nie. So dit gee ons tyd om afskeid te neem.
En soos Christine ook gesê het, al is dit vir ons, en, ek bedoel, ons almal weet, jy gaan 'n groot leemte los, maar ons weet die Here vol leemtes. Maar dit is 'n groot, alhoewel dit vir ons 'n verlies is in 'n mate, is dit 'n groot aanwinst vir die koninkryk en 'n uitvloeiing van die ministry wat ek en Gary vir baie jare al in Suid-Afrika mee besig is. So vir ons is dit net 'n extension. So jy is net 'n extension van die bron. Amen. Dit sal altyd 'n bronner wees, hoor. Amen. Ek vat Dankie dit. julle.